Nomasena Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Van Priska tot Infinity. Dit in kort is die Pieter Groenewald storie. As kind het Groenewald se pa wat 'n aantal besighede op Priska besit en as die Afrikaanse Jood op die dorp bekend gestaan het, 'n blywende indruk gelaat. Bykans 'n kwart eeu later sou 'n oproep van 'n ene Ken Verigis vir Groenewald se loopbaan 'n radikale opstoot gee. En deesdae is hy landwyd bekend as die hoofuitvoerende beampte van die vooraanstaande influencer marketing division by die Infinity Media Group. Soos Groenewald verduidelik, dra konvensionele advertensiestrategieë nie meer dieselfde gewig nie. Met aanlyn mondelinge bemarking, oftewel word of mouth, verwysings en sosiale bewys wat deesdae reklame dryf. En influencer marketing, oftewel beïnvloedersbemarking, staan aan die voorpunt hiervan. Lekker leer en lekker luister. Pieter, welkom by Atelier. Dit is long overdue. Jy's een van daai ouens, ek praat so baie met jou. Ek hang 9 uit 10 keer aan jou lippe as jy begin bemarking digitale goeders begin praat. En Samuel, soos hy sê, jy's so reg voor my, ek het jou misgekyk. So welkom hierso. Ja, dankie Jacques, is lekker om hier te wees. Ek weet ons dreig al lank, maar ja, dis lekker. Ja, nee, wat beter late than never. Hoorie, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Waar die hele avontuur begin tot waar jy hierso sit? Kyk, is eintlik goed ons doen hier in Afrikaans, want soos dit in Engels gedoen het, was dit 'n dead giveaway waar ek vandaan kom. Nee, man, ek word op die platteland groot geword, 'n amazing plek, 'n dorpie al langs die Oranje rivier, Priska in die Noord-Kaap. En dit was net 'n ongelooflike jong mens lewe daar langs die groot Oranje rivier gewees. My pa het nie geboer nie, so my familie kom uit besigheid uit, so hy was amper daai tyd kan jy nou om verwys het as die Afrikaanse Jood in die dorp. Want hy het redelike besighede in die dorp gehad. En ja, dit is daar groot geword. Soos ek sê, amazing, as ek vandag kyk na my kinders hier in die stad, toe hulle groot word, dan weet ek net, ons is ongelooflik bevoorreg op die platteland. Maar daai was daai tipiese, as ek dink nou, ek ook is 'n ou Vrystater, jy weet, dit is straatlampe uitgooi, is fietsry, vrugte steel, jy het geel perskes, jy weet, en al daai, so dis daai onskuldige tye. Hoe groot was die platteland daai tyd? Nee, want dit was, ek wil sê, ouens dink, vandag se platteland was nie 20 of 30 of 40 jaar of 50 jaar se platteland, in terme van grootte en alles. Ja, kyk jy, wat gebeur het daai tyd, as jy nou terugkyk, is, ek dink kommersieel het daai boerdery langs daai Oranje rivier ongelooflik ontwikkel, vandat ek as 'n kind daar was. So ek dink finansieel is die distrik seker baie sterker. Maar dan wat ook gebeur het, is jou dorpe het bietjie agteruit begin gaan. En met dit het jy begin jou kinders in die skole verloor. So die skole is wat my betref nie so sterk soos dit daai tyd was nie. En kinders, jy weet, opvoeding is belangrik vir ons. So kinders word gestuur daarna waar jy 'n goeie opvoeding kan kry. Terug in ons tyd was dit die eksepsie wat uitgegaan het uit die skole. Wat was die groot senter? Of wat is die groot senter vandag buitekant Priska? Ja, so dorp toe gaan, so vandag, ons het daai tyd, het jy na Kimberley, miskien Appington. Hoe ver is dit? Bloemfontein. So hy lê so tussen Kimberley en Appington, elkeen is so 230 kilos na kant toe. Alright. So die kinders is, jy weet, daai tyd so toe gestuur. Toe ek groot geword het, was Copperton nog 'n myn gewees, die kopermyn daar so 60 kilos buite Priska, wat 'n groot ekonomiese invloed op die omgewing in die dorp gehad het. So, ons het teen groter skole moes ons kompeteer as 'n skool, jy weet, De Aar was daai tyd, was 'n groot dorp gewees. Kyk, en hy, en ek het, alhoewel ek het weet, ek het 2 goeie vriendinne wat van daar af kom, en dit was om met die spoorlyne mos by mekaar gekom het. Nee, ek het dit nie besef. Ja, dit was soos 'n sentrale punt gewees.
En ja, soos dit in groter skole moes ons meeding en ja, dit is maar die dorp was sterk geweest, soos ek sê, daai mynbedryf het 'n groot invloed gehad. En ja, jy weet, dis vandag natuurlik het daai Oranje rivier het ongelooflike kommersiële geleenthede beskikbaar gemaak. Dit is nou baie besproeiingsboere primêr. Ja. Nog 'n ding wat ek dink 'n invloed gehad het soos op die skole is, jy weet, die grond het maar redelik gekonsolideer. So waar jy voorheen baie boere gehad het, kyk ons ekonomiese eenhede in die Karoo is baie groter. Ja. Maar langs die rivier het jy begin, jy weet, konsolidasie kry. Yes. En as gevolg van dit het jy mense minder geword wat die soort van die dorp ondersteun en so aan. Maar ek bedoel, my familie het nog besigheid daar. So ons kom generasies daardeur en ek dink daar sal maar altyd 'n Groenewald daar besigheid betrokke wees in een of ander manier. Hoorie maar nou, so daai, ek vertel altyd daai grap waar die een Jood gesê het, jy sê nou Jood op die dorp wat hy mos gesê het, hy het ook 'n BSc qualification, behind service counter, nee. So ek neem aan, daai was ongelooflik, ek wil op daai stadium nie lekker vir enige jong man, ek weet nie, mense moes nie lus om te werk, so pa vir jou sê, jy moet 'n ding doen nie, maar ongelooflike ondervinding daai tyd, of dit waar die entrepreneuriese gogga gebyt het. Ja, jy weet, my pa, hy was regtig wat jy kan noem 'n shopkeeper. Nou die hardste ding van daai tipe bedryf is, jy sluit oop en jy sluit toe. En dit maak dat jy basies, jy Sondag toe, maar die res van die jaar is jy op kol, jy weet, jy maak oop en toe. En dit het 'n ongelooflike indruk op my gemaak, daai dissipline van dit. Maar ook ek kon ook sien die tol wat dit op my pa gevat het. Jy weet, hy het basies 2-3 jaar na sy aftrede is hy oorlede. Na 'n hele lewe van ongelooflik hard werk om oop en toe te sluit. Ja. Jy weet, so maar ons as kinders vakansies het hy altyd gesê jy het so 'n paar dae af. En dan daarvandaan moet jy netjies aantrek en jy moet in die winkel wees en jy moet kom help. So van 'n baie jong onderdom het jy kontant in jou hande gevat en 'n til gesit of die boek opgeskryf. Daai tyd was dit nog manual geweest, soos die debiteure. Maar ja, so ons het baie vroeg geleer en dit het dan ook in my skool was die passie ook meer die besigheidskant van die vakke wat daar was. So wat het toe daarna gebeur? Wat het jy toe? Ja, so ek het 'n ongelooflike rekeningkundeonderwyser gehad, meneer Kaar, en rekeningkunde was my sterkpunt geweest. En daai tyd het jy nie, so eintlik het die rigting my gekies, ek het nie die rigting gekies nie, want dit was al waarvan ek gehou het, dit was die bedryfsekonomie, rekeningkunde kant besigheid, en ek is toe daarvandaan Bloemfontein toe, ek is nie weermag toe nie. Ek is een van die ouers wat eers gaan studeer het. Maar jy het daai opsie gehad, nee? Dit was nie... ons kon kies of jy wil gaan studeer of weermag toe gaan. So en dan is dit gewoonlik, was dit nie ook, ek onthou nou, die ouens altyd vir my gesê ook, as jy nou die gaan swat, die stap uit, dan die offisiersgeleenthede is groter ook, of... Ja, as jy eers nou gegradueer het... Ja, jy moet dit, allemaal gaan deur die basic, ja. Okay, jy weet, ek praat nou hierso van, dit was hierso laat 80s geweest, so, maar ek het die keuse gehad, en eers gaan studeer, geweet ek het net een kans al, want wat interessant was, ek was die eerste basis in ons familie, die eerste kind wat die geleentheid gehad het om te gaan studeer. Sure. As jy vat my ouers, sy ouers kom uit die oorlog uit, so my ouers hulle het basis werk gekry en dan het hulle on-the-job training, soos my pa moes in 'n bank werk, maar hy het vinnig die bankkursusse gedoen, my ma was 'n verpleegster, en so het hulle my kursusse gedoen wat jy, en so is hulle opgelei. Ja. Tot my pa toe eventually die bank gelos het en die besigheid by my oupa oorgeneem het. Okay. So ek was toe die eerste een wat 'n geleentheid kry. Jy weet, so ek het weggekom met... Samuel is baie trots op jou, maar al die pressure, al die oë is ook op jou. Ja, maar plus, hulle het nie mooi geweet wat gaan op universiteit aan. So dis nou weer die pros en cons. Ek was daai era wat weggekom het met moord. Maar my kinders miskien maar weet wat daar gaan. Ja. So, maar ja, toe is ek Bloemfontein toe. My pa het gevoel, jy weet, hy stuur my na 'n plek waar redelike konservatief was, politiek het nie so groot rol op daai universiteit gespeel nie. En hy het gesê, jy gaan soontoe om te gaan leer. Ja. En daar het ek in 'n koshuis gekom wat 'n groot impak op my lewe gehad het. Dit het om daai tyd, dit was huis D.F. Malherbe, Malhuis.
En daar is ek gevorm in 'n groot way. Obviously kom van, ek dink die fondasie in my lewe was gelê deur my ouerhuis. My pa en ma was streng mense, en my op die regte pad gehou. Op universiteit in die koshuis is ek gevorm op 'n ander manier, want toe vir die eerste keer in my lewe sit jy saam met 'n klomp ander ouens in 'n plek, waar as jy die oggend opstaan, en jy's 'n bietjie ietsie grimmig, dan vryf hulle dit dieper in. Jy kry nie simpatie daar. Jy gaan geneil word. En dit tot vandag toe nog, is van my grootste vriende skoolmaats, want jy was vir 12 jaar lank saam met dieselfde ouens in die klas. Toe universiteit toe, baie groot vriende daar gemaak. Gelukkig in die regte tyd my graad gekry. Maar toe is ek op 'n punt waar ek net moeg gewees van nooit geld hê nie. Ons het daai tyd, as ek nou terugdink, het ons verskriklik baie, wat noem jy amper soos arbeid, sulke Peace jobs gedoen. Jy weet, daar was baie stakings en ek het nooit gedink wat gaan aan in die land nie, maar ons het gaan brood bak, yoghurts aflewer. Ek onthou daai wat ons het gou 6 ouens nodig om chocolates te pak. Maar jy dink, okay, lekker, maar jy besef nie soos jy sê. Daar was altyd geleentheid om geld te maak om jou sosiale lewe te befonds. Ja. Maar daar was nie geld gewees soos vir motors koop en die tipe van ding nie, en op baie stadium is dit baie belangrik dat 'n ou motor moet hê. Ja. Jy weet, so daarvandaan as ek toe ek die graad klaar maak, toe ek begin met my, want ek het in 'n rekenkundige rigting gestudeer, so toe moes ek my artikels gaan begin doen. En ek het daar by 'n maatskappy, Dean & Fresher in Bloemfontein begin. Hy het later het ons oorgeskakel na Innis & Young. Wow, so groot privaat firma gewees. En toe ook 'n Engelse firma. Het ek die eerste keer in my lewe met die Engelse taal begin te doen kry. Jy weet, ek die kliënte oom noem en nie. Die vernoot roep my eenkant, hy sê, never again. Sir, or you call him on his name. Dan jy weet, vir Afrikaanse ou wat ouer is 10 jaar is, op sy naam te noem. Ja, is 'n groot, ja. So ja, dit is ons, wat noem jy het, artikels klaar gedoen, deeltyds gestudeer. Nou daai nagraads, wat hulle noem STR en so, dit was nogal, jou tyd is beperk, jy weet, so, maar dit was, ons is daar deur, ek sê enigste ou nie, as baie mense wat dit doen, en toe die artikels klaar gemaak het, maar iets anders wat ek jou moet vertel, toe ek die eerste, want my pa en ma kon my ook nie regtig advies gee oor 'n rigting, jy weet, dis daai tyd as jy 'n CA gaan studeer het almal gedacht, jeez, is okay. Ja, nee, jy's alright. Alles word goed betaal. Yes. Maar toe ek die eerste dag die artikels instap, toe het ek nog steeds nie 'n mooi idee wat doen 'n accountant. En toe ek die eerste dag instap en ek moet begin boeke check, basies polisieman wees oor boeke, toe bel ek my pa. Sê, nee, hoor, hierdie is nie vir my nie. Al wat ons hier doen is, ons kyk wat se foute ander ouens gedoen het. En dit ek kan nie. Hy sê toe maar vir my, hoorie, doen dit nou maar, is 3 jaar, en dan kyk ons daarna weer. Ja. Maar ek het basies vroeg besef, hierdie is nie vir my nie, ek gaan dit doen, ook goeie vriende daar gemaak, so dit is in 'n mate baie lekker, maar toe het klaar, toe weet ek, nou moet ek meer in die kommersiële kant kom. En toe is ek na een van ons grootste kliënte toe, in die farmaseutiese bedryf, die ou S.A. Druggies, wat binne die Malbak groep gesit het. So daai Malbak groep was nog al in die middel 90's 'n baie sterk finansiële groep. Ek wil sê daai was seker jou eerste kliks, wil ek amper sê, tipe van, voor die kliks in die Dis-Chems. Ja, hulle het in die groep het ons die link groep die link, van die independent pharmacists gehad. Okay. Maar ook 'n groep wat baie sterk finansiële, hulle het gerekruut, basies as jy 'n CA is, dan kom jy in die groep in. En daar het ek verskriklik baie geleer as 'n jong man. Maar jy is nou aan alle aspekte van besigheid blootgestel, nie net bean counting. Ja. Ek het ingekom, ek was aan hulle finansiële kant ingekom, maar jy leer vinnig, is baie, in die distribution besigheid, daai tyd was jou margins was baie dun, en jou produk was baie homself geleend tot diefstal. Okay.
Hoëware produk, lae margins, so kan nie bekostig. 'n pakkie pille, jy weet, is kan daai tyd al kon R1000 gewees het en is so groot soos jou duim. Ja, Jy weet, en die goed is in warehouses waar jy nog manually stok gevat het elke 2 maande tipe van ding. So ek het baie geleer. Daarso, dit was 'n goeie ervaring. Maar ek het vinnig, jy weet, ek het in my finansiële rigting het ek altyd ingestap in plekke waar die finansies 'n gemors was. En dit was vir my baie lekker om dit reg te maak. Iemand het vir my vroeg in my karier gesê, as jy 'n ding nie kan uitsorteer in 3 maande nie, is jy deel van die probleem. So ek kyk gisterand 'n dokumentêr oor die grootste mobsters in die wêreld en hulle praat toe van hierdie hy's net na Al Capone was Meyer Lansky, die Jood wat geld hulle casinos begin. So dis die maffia het hulle uit margin verstaan en Bugsy Siegel was die muscle. Weet, so Bugsy het almal geopskiet en hulle launch toe die Flamingo Hotel in Las Vegas. En die budget was $1.5 miljoen. Nou ons praat nou van wat 50s. En hy kom toe op $6 miljoen in. En sê toe die Bugsy Siegel, hy skiem aan die top. Sy beste vriend, hy gee toe die groen lig, hulle skiet hom dood. Die volgende toe maak hulle eerste keer wins. Weet so, dit was interessant toe hulle, daai was die waarheid, die numbers, weet die numbers lieg nie, maar toe uit die pad uit is, toe maak hulle geld. So ja, so dis dat. Bugsy was die probleem. Ja, so toe vind ek uit, laat jy weet, ek het gehou van die energie en die passie om dinge reg te maak, en so aan. Maar dan vinnig begin ek, as dit teruggaan na normaliteit toe, en dit raak my duim, dan raak ek vervelig. En toe besef ek, jy weet, as ek sal moet so 1 of 2 skuwe maak, sodat ek verskillende industrieë kan leer. Waar sit jy toe in die land? Ja, ek sit toe aan Kimberley. Was jy in Kimberley? Baie goeie tyd daar gehad. Maar ek wil en ek wil sê dis die valley, nee? Dis waar jy nou... Kyk, ek moes ry om by Bloem uit te kom, so dit is deel van my area. Ek het my vrou, ons is getroud daar. Okay. En 'n ongelooflike plek. Kimberley is so 'n plek, jy huil as jy aankom, jy huil as jy weggaan. Want die mense is amazing, maar dis hy Noord-Kaapenaars, jy weet, so... you see what you get, you know, so, en toe ek al weg, toe kom werk ek vir 'n baie interessante maatskappy in Johannesburg, Teljoy. Dit was toe, maar dit was nog die tyd wat hulle net in die TV's en dinge was, net toe hulle begin in cellulaire. Dit was aerials en goed, histories, nee, ja, kyk, ek bedoel, een produk. Ons moet die goed verhuur, want in die 70's, wat ou Few Rutstein het die besigheid begin. Toe was 'n TV was een van die duurste dinge wat jy in jou huis kon sit. So toe het hy 'n rental model uitgebring en basies elke ou wat 'n TV of 'n videomasjien in die land gehad. Ek wil sê is geleer my magtig. En die USP was laat hulle kom installeer hom, want dit was 'n tegniese installasie, vandag plug and play ons, maar daai tyd nie. Ja. En dan betaal jy maandeliks en dan voor jy aan die einde van jou termyn kom upgrade hulle jou televisie. So slim. En so het ons 'n massive boek gehad. Maar toe met 'n groot winkel... Wat is die TV terloops? Wat was die top... Ek was telefoonkin of 'n Sony, nee? Sony was groot geweest en Samsung het so net voor elkaar weg is, het Samsung begin groot inkom. Maar dis 'n ongelooflike boek en wat ek daar geleer het is, jy weet, die value van debietorders. As hy debit order slaan, hoeveel geld kom in die rekenings in? En dan wat ons gedoen het, is ons TV gaan optel en nou vir jou 'n nuwe ene gee, het ons hom op die tweedehandse mark verkoop. Ja. So ons was massief geweest in terme van ons buying power om goed aan te koop. En ons het ook baie goed gedoen om die tweedehandse TV, oor dit so duur kommoditeit was daar groot mark vir tweedehandse TV's. Kan jy onthou, wat se tipe margins jy gemaak het op so, ek bedoel, dis bruikie hier koop, basies, nee? Ja, dit is hoe jy hom in daai tyd gewerk het, en ek kan al die nommers vergeet, Jacques, maar jy het 'n repayment period gehad, on average, hoe vinnig repay jy? Hoeveel maande sit dit op? Jy weet, nou obviously, produkte soos videomasjiene was 'n bietjie vinniger, en so aan. Maar dit was groot winkelnetwerk, so ek gaan leer toe af van retail, en van om goed te manage oor afstand met regional manager structures, en die tipe van ding. Ons het ook deur 'n groot point of sale change daai tyd gegaan, wat die projek het ek ook redelik baie geleer. Maar is dit wat die tegnologie wat begin inkom het, wat het daai gedryf? Ja, jy weet, ons het cellulaire, ons het toe begin ons net toe cellulaire uitrol, toe vat ons dit as 'n product extension in, en wat jy toe doen is, jy weet,
cellulêr, ewen vandag nog, is 'n kompleks ding om te koop in 'n winkel. Maar daar is soveel opsies, en goed, dis hoekom dit vat jou omtrent 'n uur om 'n kontrak te kry, jy weet, so, daai tyd was ons winkel so gewees, jy weet, jy het maar begin met die pakkette, en die verskillende tipe pakkette, en die freebies wat saamkom, so jou system, ons was bietjie oud gewees, vir cellulêr, en toe cellulêr inkom, toe moet ons upgrade. Ek sal nooit vergeet, die dag toe ons live gaan, toe ons totally underestimate die hoeveelheid, hoe ons system gaan slow, stadig raak as gevolg van transaksie. Vragtig. Die eerste dag toe sit ons om af te gaan, ons weer terug op die ou systeem. Ja. Want toe besef ons, jy weet, die systeem is nie gedesign vir die hoeveelheid volume. So, vandag sê jy dink, man, julle moes dit voor die tyd geweet het, maar dit is nie so maklik altyd gewees nie. Dit al geleer, selfde ding, ingekom in 'n redelike gemors, reggemaak, goeie ouens ontmoet, by baie ons baie geleer. Wat as jy terugkyk, as jy nou vir ou moet sê, wat is die ding wat jy, as jy in 'n besigheid instap en jy kyk na die finansies of iets, wat wil ek sê is die 3 goed wat jy onmiddellik, soos 'n 80-20, wat jy onmiddellik inzoom, wat vir jou, ek wil sê, baie goeie indikasie gaan gee van waar die lek is, of die probleem is, of is dit nie so eenvoudig nie? Ja, die heel eerste ding is, wil jy vasstel operasioneel, wat is die performance? En gewoonlik as jy in 'n plek inkom wat se finansies gemors is, het jy nie sight op hoe die besigheid doen. So dis die eerste probleem, jy vlieg blind. Brand ons kontant of maak ons kontant, jy weet? En die tweede ding wat ek my altyd baie lief is voor is om my debiteure boek my oog op hom te kry, want dis die geld wat jy moet inbring. Jy weet, gewoonlik in 'n plek waar dinge nie reg loop, jy begin jou boekie reg. En dan moet jy nou maar begin met jou dissiplines en goed wat jy insit rondom, jy weet, jou margins begin jy na kyk, en jy begin kyk na jou kostestrukture en so aan. Maar once jy deur die prosesse, jy weet, is, dan soos ek sê, dan kom hy dat jy weer begin vervelig raak. Ja. En dan gewoonlik, by my gebeur het, as ek vervelig raak ek meer involved in die besigheid, want ek het my nog nooit gesien as 'n scorekeeper. Ek wil involved wees, waar dit wat ek doen, verander die besigheid. En jy kan dit nie in een departement regkry nie. Ja, so nou begin ek involved raak met goed, ek begin mense kritiseer vir hoe hulle dinge doen. Jy weet, terrorist. Ja. Goeie terrorist. Ja. So ek wens my skills maar baie oor tyd gehou het, jy weet, dis hoe iemand het my eendag 'n boek gegee, How to Make Friends and Influence. Dale Carnegie, ja. Dale Carnegie, en vandat ek daai boek gelees het, my meer vriende. Redelijk makliker. Ek moes van start 6 gelees het. Maar ja, so dis ek in 'n retail besigheid in, en toe kry ek eendag die oproep, dit was 'n ou het 'n boodskap op my foon gelos en gesê, Pieter Groenewald, it's in your interest to give me a shot. En ek kon nie die naam uitmaak nie, en die nommer het ek so gekry. Ja. En ek het seker vir 2 dae nie die nommer gebel nie, en toe bel ek die nommer. En van daai dag af is ek en Dio is tot vandag toe vennote. Ongelooflik. En dit was net 'n amazing journey met 'n amazing mens wat ek ontmoet het. Hy het my soveel geleer, en ons sit vandag nog in dieselfde kantoor. En elke dag is net 'n plesier om in te loop en hom te sien en die way. So ja, dis actually, ek werk, maar ek geniet elke dag wat ek doen. Ek is ou wat ek kan nie te lank vakansie hou nie, dan wil ek terug werk toe. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. As 'n reeks innoveerder en media legende het Ken Verreges bekendheid verwerf vir sy vermoë om idees en hoogs suksesvolle besighede te omskep. Vanuit die bemarkingsdienste afdeling van die SAIK was Verreges aangestel as bemarkingsdirekteur van TaxiNet, later CommuterNet, Suid-Afrika se voorste pendelaar advertensieagentskap. Hy het mettertyd as bestuurende direkteur die maatskappy uitgebou tot 7 winsgewende operasionele afdelings. Daarna was Verreges vir 12 jaar verbonde aan die Prime Media Group, waar tydens hy die nuwe Prime Media Unlimited media afdeling op die been gebring het. Verreges het Prime Media in 2015 verlaat om Infinity Media Investments, wat entrepreneurs bystaan in die groei en verbetering van hulle besighede, te stig. Ek wil later, en ek weet, jy weet, natuurlik Ken
ek van dit ek jou ontmoet het en leer ken, het jy nog altyd net met die hoogste lof van hom gepraat. En natuurlik, so ek sê, ek weet my tyd by Cliff Central, ek sy naam pop die hele tyd op, julle al twee se name het opgepop, dis eintlik hoe ek jou eventueel ontmoet het, was van Gareth af. Ek wil ek net so 'n bietjie stil staan in terme van partnerships, jy weet, daai goeie ou, wat natuurlik nonsens is vriende en familie, kan nie saamwerk of wat ook al nie, so ek wil 'n bietjie daai unpack later van do's and don'ts, jy weet, wat maak 'n suksesvol verhouding, soos julle sin, weet, oor die jare. Maar daar is ook nou lekker segue, so vertel ons, waar sit jy nou, wat het dit daar, hoe die besigheid gelyk, waar het jy ingestap toe nou, en hoe dit dinge nou evolve tot natuurlik. Ja, so toe, jy moet verstaan, dit was nou dit was so laat 90s, toe ek het farmaceuties geleer, en toe ek in retail en dit geniet, en toe ken my kontak, toe sit vir 'n media besigheid, so hulle het die ou TaxiNet gehad. Nou as jy terugdink, toe ons uit die apartheid era kom, was die swartmark daai tyd was 'n unknown vir marketers gewees, jy weet. So toe wat hulle die founder van daai besigheid was 'n ou Alan Prentice. En hy het 'n besigheid in die taxi ranks begin opsit. Jy weet, en hulle eers het hulle kassette uitgedeel, pre-recorded kassette, ons het dit Star Music genoem, wat basies vir dagse regional radio, maar in kassetvorm was. My hemel, wat dan speel die taxi om nou? DJ's bied 'n show aan, hy het musiek, hy het kompetisies, dis letterlik vir dagse regional radio. Omdat daai tyd was regional radio was nog nie daar nie. Ja, daar nie. Ons het activations in die taxi ranks gedoen, en toe het ons begin TV's insit in die taxi ranks, en ons het ook taxi branding begin doen. So ek begin toe daar, en dit was 'n baie innoverende besigheid, want toe Prime Media net by hulle ingekoop, so Prime Media was die majority shareholder, maar die entrepreneurs wat die besigheid begin het, was Ken en Allen, hulle was nog steeds deel van die besigheid. Vertel jou 'n bietjie Prime Media, gee net snapshot, natuurlik baie sterk brand, die stories nou nog baie groot besighede betrokke. Kyk, vandag is 'n skadu van die besigheid waar hy tyd was. Daar was 'n ou, William Kirsch was in beheer van hom, en William was basies 'n merchant banker wat in die vroeë 90s, laat 90s, geld bymekaar gekry het om media besighede te koop. So jy het 'n ongelooflike, as jy onthou, daar was 'n explosion van media besighede na daai verandering in die land. En hy het invest in entrepreneurial besighede. So hy het ingekom en hy het 'n groot styk gekoop in die besighede en hy entrepreneurs gehou om die besighede te groei. So hy het jou bemarkingsagentskap van daai tyd uit hulle gekonsolideer. Ja. Ek wou maar sê, is 'n tipe van 'n Bidwest model. Baie selfde, maar was 'n paar daai tyd wat gekoop het, maar goeie beleggings gemaak, so het hulle gekoop die radiostasies, jy weet 94.7, hulle het 702 gehad, en toe het hulle in die Kaap baie stasies gaan koop. So hulle het groot radio gehad, hulle Achilles heel was so 'n bietjie die cinema besigheid op die stadium gewees, want Ster Keningkor was deel van dit, en dan was daar 'n klomp entrepreneurial besighede wat nooit die groot brands gehad het nie, maar 'n massive impact gehad het op brands se advertensievermoëns in die land. Sure. En dis wat hulle gedoen het. Dis weer 'n corporate besigheid gewees, maar oor die entrepreneurial kant gesit het, saam met owners run businesses, het jy verskriklik baie geleer. Ingekom, die finansies was redelike gemors, dit moes fix, en na in die corner office gesit, en aan die ander kant van die vloer was die sales ouens gewees. En ek het vinnig gesien, maar die ouens ry karre, en tot daai stadium, jy weet, as ek by 'n company gewerk het, was jou finansou was, jy weet, hy was een van die ouens wat die hoogste betaal was in die company. En toe ek die eerste maand die payroll ran, toe sien ek my exit in die middel van die payroll. O, gat. Bo my is al die sales ouens. En hierdie is almal net lekker ouens gewees. Ja. Hulle het golf gespeel. Ja, ek sien. Hulle het taxi ranks besoek saam met kliënte. Dit is vir verskriklik lekker gelyk. Ja. So, en toe ek die finansies nou reg maak, toe gaan sê ek vir Ken daai tyd, jy weet, ek dink selfs het my naam op. As ek net finansies gaan doen, dan gaan ek weer aanbeweeg, jy weet, want ek sorgvuldig gaan. Ek wil aan die ander kant kom, want ek wil deel van die sales kant wees, maar ek wil ook deel van die produkontwikkeling kant wees.
En hy sê toe maar, jy weet jy, as 'n finansier, jy nie die skills het nie. En hy stuur my seker vir 2 jaar na 'n Toastmasters toe. Ja. Wat ek gaan Jy moet nou elke week opstaan en moet jy ek gaan leer praat voor mense en die goed en dit dis was toe lekker. En toe het ons teruggekom en Prime Media het hulle toe totaal en al uitgekoop. So hulle toe uit die besigheid beweeg en ek kry toe die geleentheid oor om die besigheid te hardloop. Okay. En dit was 'n lekker jaar, my eie span bymekaar gesit en ons het vir 'n paar jaar nadat die owners uit die besigheid was, het ons die besigheid verder gegroei. En dit is nogal iets wat tot vandag, want sulke investment companies sukkel as die entrepreneurs uitklim om besighede daarna weer te groei, want 'n paar dinge gebeur, jou passie verdwyn, jou entrepreneurial spirit en daai goed. Maar ons het die besigheid toe nog vir 'n paar jaar gegroei en toe het ek net gekom op 'n punt waar ek gevoel het nou wil ek my eie ding doen. Ek het nou bietjie die sales skills opgetel van media, ek verstaan media goed. En toe het ek basies begin met 'n produk wat ek vandag nog op werk. So voor jy daar, ek wil net 'n tree terugvat. Gee vir ons ek wil sê 'n voorbeeld van die verkoopproses, die fisiese produk. Hardloop ons deur daai tyd. So ek het twee vrae, laat ons net kan sien hoe het verkope in die uitrol van hierdie produk, wat was dit, wie was die kliënt? Gee ons 'n snapshot van wat het in Prime Media gebeur daar. En dan die tweede vraag is weer wat is die lesse wat jy geleer het om hierdie entrepreneurs saam te trek? Want dis nou weer jou interessant hierdie entrepreneuriese gees, maar deel van 'n entrepreneuriese gees is klomp harregatte. So hoe het julle te werk gegaan om daai samehorigheid om ek wil sê die ouens dat almal in die verskillende rigtings intrek te weet handhaaf. So aan die begin daarvan Prime Media het hulle die investment gedoen. En dan het hulle nie te veel ingemeng nie. Want twee goed wat jy moet gebeur so is, jy moet nie 'n klomp kostes, inefficient head office costs, aanpas na die operating divisions nie, want ons kyk na die geld asof dit hulle eie geld is. So jy moet dit doen nie, jy moet te veel inmeng nie. As jy wil help, en strategies, again, dis hoe jy dit oorbring, en hoe add jy value. En as jy begin value add as gevolg van jou muscle, wat jy het, dan all of a sudden kom maar wederwysige respek. En dan begin jy goed saamwerk. Maar dis hoe dit kom is, jy as die entrepreneur wil sien wat se value add julle. Wat se value het julle gehad? Ja, so daar's groeptransaksies wat begin plaasvind. Soos meer koopkrag. Ja, so as jy ouens sê ons het 'n presentation secure as 'n groep met Unilever. Okay. Jy het 'n slot om jou deel te presenteer. Jy weet, Unilever sou miskien nie vir my die tyd gegee het of die audience gegee het op my eie nie. Ek verstaan. So dis 'n co-op, nee. Ja. En William en sy span daai tyd was goed geweest om so, hulle het ons redelik uitgelos en dan hulle het jou gehou by jou, jy moes perform, maar dan het hulle gekyk na volgende investments en goed, jy weet. Yes. So dit was daai stap. In terme van 'n media verkoop, as jy nou bemarkingsgeld van 'n brand wil kry, as jy 'n nuwe produk is, dan is jou challenge, jy sit nie op media schedules nie. So jy weet nou self, jy's nou in die podcast bedryf. Dit is podcast as 'n strategie uitkom, baie min strategieë het podcast as 'n lyn op. So alle strategieë het 10-1 TV, radio, out of home, billboards, en daar was 'n tyd wat tydskrifte daar was. Vandag nie. Ja. Jy weet, in digitaal is nou vandag aan. So as jy nie op daai skedule is nie, het jy geen opsie as om by die kliënt direk die transaksie te konkludeer. Maar nou kan jou passie appeal na 'n kliënt. Die kliënt sien hoe passievol jy is en wat jy vir hom kan doen. En alle kliënte het 'n element van 'n testbudget wat hulle aan jou kan eilikheid. As jy na die agentskappe toe gaan, nou wil jy 'n middelman moet jou passie en jou produk gaan verkoop. Dis baie moeilik vir hulle. En dit word gefilter. En in die eerste 2-3 moeilike vrae wat gevra word, sê die ou maar ek gaan na jou toe terugkom. En daai meeting wil die skedule klaarmaak. Hulle sit nie die skedule op ys tot jy hy goed geantwoord het. So baie keer val jy uit, so jou hit rate gaan verskriklik laag wees. So dan met nuwe produkte kliënt direk. En ons het maar netwerke oor die jare opgebou. Jy kliënte wat weet in die verlede het jy vir hulle deliver en hulle gaan sien jy. Sê right, dis wat ek nou wil doen. Dis jy ken my en hulle back baie keer nie jou produk nie, hulle back die jockey.
So maar dis waar die testkomponent in kom. Maar daai is my baie interessante punt en ek weet jy het dit ook al vir my genoem, maar ek kry idees as jy nie daai verhouding het nie, dan bestaan daai testbudget ook nie. Nee, verseker, maar dis hoekom jy jy weet as 'n ou in die bedryf wat is dit nou, dis oor die 20 jaar, het jy 'n groot pool van koneksies. En ek sal nooit vergeet toe ek net begin werk het saam met Ken. Toe het hy op baie stadium so half oorweeg om miskien na Australië toe te gaan. En hy's 'n gegradueerde ou en hy's baie bekend in die advertensiebedryf en hy het eendag vir my net gesê, jy weet, as ek hier gaan, verloor ek my hele netwerk. Daai swart daai boekie. netwerk is die grootste bate wat jy het. En as gevolg van, dis hoekom jy het oor ja, so die moeilikste ding is vir iemand wat 'n produk in die bedryf wil launch, maar nie 'n netwerk het nie. So die netwerk help baie en dis hoekom ons relatief maklik nou produkte kan launch. So dis wat jy doen is, dan once jy jou produk nou maturity begin bereik en begin op skedules kom, dan change jou fokus na die agentskappe toe. Want die agentskap So ekskuus ek val in die rede, so jy 'n model is, ek wil sê 'n push-pull. Jy druk om die kliënt begin nou vra, en jy gaan na die agentskap sê, and by the way, jou kliënt stel belang, so nou druk jy hom af onder toe. Maar kyk, soos enige ding in die wêreld, as 'n paar mense wat pioneers is, en as 'n klomp followers. So 'n goeie produk moet op sy meriete kan staan, maar die pioneers gaan jou aanvanklik back. Once jy begin results proef en case studies, dan kan jy begin makliker, dan raak die pad net makliker, jy tel net meer momentum op. Ja. En dan kom jy op 'n punt waar dit 'n consideration is redelik algemeen. En dan begin jou cycle change dan na die agentskappe toe. Want hulle is dan redelik, hulle bepaal dan hoe groot is jou nommer wat na jou geallokeer word op daai skedule. En so hoe bestuur, so gee ons 'n slegte voorbeeld en 'n goeie voorbeeld. Jy weet, waar jy, ek sê, waar is daai lyn wat jy het die verhouding met die kliënt, maar nou het jy maak jy die marketing agency senuweeagtig omdat jy nou 'n direkte lyn na die kliënt het. Ek bedoel, hoe lyk daai dinamiek, hoe verkeerd kan dit gaan? Of is, ek wil sê, is gaan 'n agentskap, as jy aan 'n deurklop sê, hy moet jou kliënt het gesê, jy moet na die podcast series kyk as 'n line item. Nee wat, jou gat, Jacques, of ja, ons maak of ons daarna kyk vir die volgende 2 jaar. Hoe gecompliseerd is daai setup? So aanvanklik, jy weet, moet jy 'n redelike dik vel op jou rug hê, want aanvanklik is dit vir jou oorlewing om jou produk te launch. So jy gaan kliënt direk en jy sien hulle, en as hulle dit like, sal van hulle sal direk nie 'n transaksie, jy weet, die goed by jou koop, of hulle kan vir jou na die agentskap verwys. As die agentskap jou dan sien, is jy op 'n totale nuwe wicket, as wat jy... So daar is 'n respek, wat jy het meriete, om met die kliënt jou gesê het, gee hom 'n afspraak. Ja, onthou die agentskap se kliënt is die kliënt. Ja. En wat ook jou kliënt is. So as die kliënt se wishes, jy moet vir Jacques sien oor sy podcast besigheid, dan, en ek ignoreer dit, hoe reflekteer dit op jou kliënteverhouding? Jy weet, so dan kom jy op 'n ander voet in, en dan partykeer vandag gaan die billings deur die agency, en dan sal hulle vir jou die besigheid gee. En dan die groot ding is dat jy perform. Jy weet, as jy perform en deliver op die objectives wat jy aan die ouens verkoop het, dan kan jy begin ontsluit jy meer geld. Jy weet, dis net so terloops, weet jy hoeveel bemarkingsagentskappe is in Eiland? Of sal ek sê, wie is die 80-20, wie is hy? Ja, nee, jy het jou groot groepe, daar so 5 van hulle waarop ons fokus. As jy hulle het, dis die 80-20. Wie is hulle? Van billings. Ag, so jy het jou Mediacom groep, is massief, jy het jou Publicis groep, jy het jou OMD groepe soos PhD, is groot. Jy weet, en dan het jy daar's nog so 1 of 2, jy weet, is jou Media Shop groep, is 'n massiewe groep, daai Meta groep. Ja. So dis die grootes, jy weet, en dan, maar jy kan nie net op hulle fokus nie, want maar, daar's baie ander kleiner full service agencies. Ouens wat 10 kliënte het. En vandag, jy weet, as jy kyk waar die groei in die advertensiemark is nie noodwendig dat jou groot ouens meer geld spandeer nie. Daar's heeltyd nuwe ouens wat besighede launch en brands launch, en dis waar hierdie smaller agencies begin
van hulle 'n niche, en dis 'n redelike niche, nee. groot budgets hanteer, en van hulle deliver ongelooflike services vir hulle kliënte. So, ons aanvanklik kyk ons targets ons brands in sekere verticals binne brands, en dan daarna begin jy die agency service, en dan wat die agency model werk is, ons sit nou al van ons mense binne in agencies. Is dit? Want jy weet, hulle model is ook Hulle wil nie onder die druk. gespesialiseer, hulle wil nie dit uitfigure. So vat my liewe saam met jou in, jy weet jou heatrate gaan op, dis ek betaal vir die arbeid, en ek gaan totally op risk, Ja, versus jy wat moet kostes deploy, en jy 10 teen 1, kan jy dieselfde skillsets met experience en IP kry nie. So ons begin nou saam met hulle werk in sekere gevalle. En Is dit uniek aan julle produk, of dink jy daar kom 'n shift meer waar die expert binne in die, jy weet, in die boardroom kom sit, as geoutsourced, ek wil sê geoutsourced expert in daai opsig, of executive? Jy weet, ek glo daaraan, want jy soek best in class vir jou kliënt. So as jy nie op dieselfde vlak kan wees van 'n interne resource perspective, dan moet jy die beste ouens onboard as basis, nie 'n supplier nie. Ek dink dis waar die wêreld... Dit is al klaar probleem, as jy so dink, is dit klaar probleem. As jy weet, ons hele besigheid is gestruktureer rondom partnerships. Ons betaal ons partners dieselfde dag wat ons payroll run. Pragtig. So ons praat nooit van 'n supplier of so nie, want jy wil nie daai verhouding ontwikkel binne 'n organisasie nie. En hulle maak ons sterker. So ek operate op so 'n basis dat my partners maak my sterker. Ja. En so wil ek kyk hoe waarmee ons partner as 'n groep, dat ons hulle sterker maak. So dis weer daai, gaan soek vir jou partners, nie suppliers nie. Maak daai mental shift, dis 'n baie belangrike ding. En jy kan nou dink, jy weet, as jy 'n supplier is, dan gaan jou finansdepartement gaan altyd probeer laat betaal. Waar as jy 'n partner is en jy verduidelik vir jou finansdepartement, hierdie is my vennote, en as die payroll hardloop, betaal ons hulle. Sure. Jy weet, dan begin jy 'n totaal ander verhouding. Yes, dis interessant, dis baie kragtig. Die praat van betaal, wat is daar rule of thumb wat, ons praat nou agentskap, marketing agency, my produk kos R100 aan die agentskap. Wat is die rule of thumb wat 'n agentskap sit hy sy persentasie op het? Forceer hy jou om jou prys te drop? Hy soek hier die tradisionele retail nie. So hoe is daai balans van marges vir jou aan agentskap, en natuurlik van die agentskap na die kliënt toe? So dit wissel maar, jongens. Ek dink met hierdie procurement departemente wat in die groot corporates ingekom het hulle dinge redelik is dinge redelik disclose vandag. So in die ou tyd was daar so 16.5% kommissie wat die agency gevat het. Jy weet, ek dink daar's baie min wat dit nog plaasvind. Regtig is die exception. Die agency gaan negotiate 'n retainer. Ja. 'n Deel van sy retainer is dis die fooie wat jy opgeregtig is as jy die goed doen. Daar kan performance elemente ingebou word, dat as ons beter doen as 'n besigheid, kan jy meer in. Maar dan enige iets wat jy kontrakteer, die netprys word na my toe aangepas. So jy kan nog margin gemaak op elemente. So hy negotiate met jou 'n beterheid. Hy moet jou by R90 kry. Hy moet my kry by 'n goeie value for money rate, en dan kontrakteer hy, maar tensy sy kontrak met sy cliënt is dat hy 'n markup kan sit. Jy weet, so het almal verskil, maar daar's ek dink overall is die pressure ongelooflik op die agentskappe, wat hulle word gesqueeze op margins, wat ultimately moet impak op hulle delivery. En dis jammer dat die service nie, jy weet, dat jy in 'n posisie beland het dat jy nie meer kan justify hoekom jy die geld moet charge, want dit word gesien as 'n commodity in my mind. En dit is nie so nie, want as jy 'n goeie bemarkingsagency het, hulle kan jou topline vir jou besigheid change. Dis waarvoor jy hulle inbring. Maar is die shift in die mark, is omdat, en jy ken my al, ek moan altyd oor braaivleisvuur bragging rights, wat vir my tradisionele, weer eens, ek sou sê jou gemiddelde PR daar buite, weet, jou billboards, wat ons nou nog sê, jou tradisionele mediums. Ek haak altyd vas by 'n billboard, of 'n YouTube video met miljoen views, ons weet nie wie dit was nie.
is dit omdat daar shift kom na ons, daai measurability, ons wil weet presies, ons wil meetbaar hê, ons wil ROI hê, ons soek nie daai vanity metrics van, jy het net vir my R1 miljoen se publisiteitswaarde geskep nie. Ja, Dit nie geld, publisiteitswaarde is nie geld in die bank nie. Ja, ek dink as toe ek begin het, jy weet, as jy baie ingekom en ons het vir jou gesê, ons het 'n awareness campaign, ons launch 'n nuwe produk, ons het R15 miljoen vir dit. Jy weet, vandag as ek die shifts kyk, is daar, dit gebeur nie meer vandag nie. Jy weet, so 'n nuwe brand sal gelaunch word, en baie keer is jou bemarking tools word in jou produk ingebou. Jy weet, so byvoorbeeld, kom ons gebruik 'n simpel voorbeeld, ek begin 'n e-commerce platform, en ek verkoop t-shirts, met slogans en goed op. Ja. Nou, as ek my website saamsit, begin ek dadelik insit my ability om affiliate marketing toe te pas. So as Jacques 'n t-shirt koop, en hy koop miskien 3 t-shirts, dan, en hy refer my, en ek het 'n referral mechanism ingebou in my platform, kan sy 4de t-shirt verniet wees. Jy weet, so baie, hulle noem dit daai growth hacker marketing. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Growth hacker marketing is 'n massiewe gonswoord. Konsultante, bemarkers en entrepreneurs is dit eens dat growth hacker marketing die mees effektiewe manier is om 'n besigheid te groei. Met sommige wat dit as die toekoms van bemarking bestempel. Growth hacking fokus hoofsaaklik op die groei deur middel van 'n data-gedrewe, eksperimentgebaseerde proses. Die proses ontgin nuwe groeigeleenthede sistematies reg deur die kliëntereis, van bewuswording deur bemarking tot handelsmerkambassadeurs tot optimalisering van die produk. Growth hacking is intens betrokke by die produk, aangesien dit fokus op die retensie van aktiewe klante en nuwe groeigeleenthede. Waar jou toolset het klaar bemarkingselemente. Okay. Jy moet net distribusie Ja, uitkry. so jy nou En onder die ouens wat like-minded is oor die produk. Ja. So dit gebeur dan daar, en dan ander ding, ons sien baie brands uitkom in wat die lig sien, oor hulle op klein budgets kan uitkom. Jy kan met R50,000 digitale budget, kan jy 'n produk test. Jy kan kyk, jy weet, voorheen het ons vir jou gesê, as jy nie R2 miljoen het nie, kan jy eers probeer nie. Jy weet, jy het nie 'n distribusienetwerk nie, ek gaan direk online nou, R50,000, dis al wat ek van die familie en vriende soek, en ek weet, het ek 'n besigheid of nie, het ek potensiaal of nie. Yes. As die R50,000 vir my werk, dan kan ek sê, wel, as ek R500,000 insit, hoe lyk die business model nou? En dan gaan reis jy die kontant, as jy dit wil doen. Jy weet, so, vir my, dis hoekom ons soveel besigheid sien wat vandag uitkom. Independent brands, nuwe idees, entrepreneurs, want almal kan op een of ander manier bemark. En dit was nie altyd so gewees nie. Toe daai tradisionele media around was, kon 'n klein brand glad nie bemarking doen. Jy die plaaslike sniffelsgids was in die geelbladsy. Dit was best case scenario vir die klein ou. Ja, en dan jy weet, jy kon nie direk map of dit werk nie. Vandag, terug te kom na my R50,000 toe, na die tyd weet jy presies, hoeveel mense het gekom na my online winkel toe, hoeveel mense het ek convert van 'n visitor na my online winkel na 'n kliënt, wat was my average transaction value, wat was my margin, en wat is my return on ad spend. Presies kan jy dit uitwerk. Ek wil vinnig 'n aanmerking maak, ek wil terugkom na mindset toe. En jy ken die storie wat ouens sê, maar B2C is nie B2B nie. Nou sê ons nee, B2C is daai ou gebruik sy eie geld om te koop, en B2B gebruik daai ou die maatskappy se geld om te betaal. So jou teikenmark bly 'n persoon. Wat sê jy vir ouens? Is dit nog die geval? Is dit 'n mindset dat as jy glo B2B kan nie B2B bemark aan 'n individu nie? Hoe kyk julle daarna? So B2C is maklik, want jy weet jou Facebooks, jou TikToks en al hierdie kanale is gedesign vir B2C. B2B is meer challenging, want jou wastage is groot. Jy weet, so as ek sê nou ek is agter ouens wat in die mynboubedryf produkte verskaf. Jy weet, hulle is op Facebook en hulle is op Instagram en TikTok, maar vir elke 1000 wat ek bereik,
is daar miskien 10 van hulle. Jy weet, so, dis waar jou niche, sodra jy Jy het petrolgeld nodig. So jy kan 'n B2C channel gebruik, nou dat, maar jou wastage is verskriklik Ek hoor groot. So dis hoekom B2B is 'n moeilike ene, want hy's baie meer niche, en dis waar produkte soos jou podcast vir instance is want mense wat intune op 'n podcast is klaar sekere tipe, hy's in besigheid en daai tipe van ding, en dis hoekom ek sê sekere platforms is great vir B2B. Maar jou wastage is te groot as jy 'n B2C channel generally target. Ek hoor jou, of B2B. So kom ons kom nou, ek wil nou segue in die waar julle vandag sit, en ek bedoel julle ouens in terme van influencer marketing, ek bedoel it's a big thing. Dit voel vir my dis 'n evolution van product placement. So vertel ons 'n bietjie, gee ons 'n vinnige snapshot van hoe wat is influencer marketing? Hoe sien julle dit? Wat daai tendens en hoe lyk julle produk vandag en waarmee is julle besig? Okay, so is nogal, kyk, hierdie is maar my passie, want in Afrikaans is ons eintlik 'n beïnvloeder. Maar kom ons hou maar by, ek weet sê daai klink nie vir my. Kom ons hou maar by influencer marketing. So jy weet die groot ding het gekom is hier rondom 2010. Die sosiale kanale begin af. Jy weet toe dit begin, mense begin momentum kry agter dit. Toe all of a sudden allow it ons om te connect met groepe mense. En ek miskien ek van jou rede, daar's 'n boek wat van Seth Godin, Tribes, nee, wat ek onthou, ek het daai boek gelees, ek het nie verstaan wat hy sê nie. Ja. Vandag kyk jy, daai boek was seker wat 12, 13 jaar voor sy tyd gewees, want dit is presies waar ons vandag is, nee. Want kyk wat voorheen gebeur het is, toe was ons ability om met groepe te engage, is wanneer ons by mekaar gekuier het, wanneer ons by 'n sportevent gekom het en so, alles was in die offline wêreld gewees. Yes. So dit was beperk tot jou ability om te connect in die offline world. En dit het gebeur, dis hoekom word of mouth nog altyd ongelooflike sterk vorm vir advertensie was. Maar toe ons nou begin met groepe mense connect, op platforms soos Facebook, jou early adopters was Facebook gewees, vandag is dit nou meer TikTok en so. Wat begin gebeur het is, ek het nou 500 koneksies wat ek gekies het. Al hierdie ouens het ek een of ander stadium in die offline world ontmoet. Dis familie, dis skoolvriende, dis universiteitmaats en so aan. En nou kan ek het deur, so toe wat gebeur is, jy die connection het begin vorm, groepe. Nou obviously, dan die volgende ding wat gebeur het is, ek kan nou hierdie groep mense connected, maar hulle weet nie eers van my nie. Want toe, op baie stadium was die statistieke, en dis vandag nog baie so, dit daai tyd even was, maar van die 100% mense wat op sosiale media is 1% van mense create content. Pragtig. Net 1%. 9% van mense engage met content. En 90% mense observe net. So daai 90% is typies die ou wat as jy hom raakloop sê vir jou, maar ek sien lekker vakansie daar by Cape St. Francis gaan. Ja, maar jy engage glad nie. Dis die power van die community. Ek oor my vakansie gepost het hy het gesien. Ja. Hy take note. Hy het notisie geneem. Die feit dat hy dit nie gelike het of gecomment het, beteken nie hy het dit nie gesien nie. Want 90% van mense naturally observe net. Sure. Roofkykers. Roofkykers. maar nou, toe wat begin gebeur het, is toe sê maar, as 1% create, dis die creator economy. As ons nou begin, laat hulle oor brands engage, op een of ander vorm, dan het hulle mos nou immediately access aan 'n audience. En bemarking was nog altyd oor audiences geweest. Maak nie saak of dit 'n tydskrif is of 'n billboard of wat is my audience? Ja. En dis waar influencer marketing begin. Jy kan effektief die 90% target. Jy target die 90% deur die 1%. Ja, deur die authentic 1%. Die creators. Korrek. So nou die benefit van dit is jy gee 'n brand nou 'n human voice. Want 'n influencer moet nooit 'n ad distribute. Die brand homself is daar om ads te distribute. Die influencer moet authentic messaging van sy kant af uitstoot, wat hy die brand connection maak. So stop net vinnig daarso. Hoe bepaal jy dat, en ek is skepties ou. So alhoewel ons kom uit sales en marketing uit. So ek reik 'n sales pitch 'n myl ver. En so waar is daai lyn
van die influencer is gekoop, aan die ander omdat jy hom R1 miljoen gee het, is Pieter hulle die beste, versus, weet jy, ek gebruik Pieter hulle se produk, en ek het nou R1 miljoen sommer bygekry, great, kyk, dis so ek gebruik het al vir 3 jaar. Waar is daai lyn van, my loyalty is gekoop versus dis authentic kliënt en gebruiker? Ja. So dis lekker man, want toe wat gebeur is, toe 2010 toe begin die kanale en die mense begin bou hulle audiences en celebrities raak verskriklik populêr. So nou as jy vorentoe stap na 2015, toe is die influencer bedryf is toe so $1.5 biljoen. Maar al wat in dit participate het, was celebrity, wat ons noem macro-influencer. George Clooney wat 'n Nespresso masjien verkoop. Suid-Afrikaanse Bonang, DJ Fresh daai. Ja. En baie ryk brands kon influencers bekostig. Nie ordinary brands. Mainstream. Nou dit was 2015, dan gaan jy vorentoe na 2020 toe. Toe spring dit na $10 biljoen. Ja. En hoekom het dit gespring? Want toe begin maak ons oop micro-influencers. En ons begin maak oop, micro-influencers is meer van hulle, die prys kom af om content te create, daar's 'n level van meer authenticity daar, want nou weet ek's nie seker of die vegan vrou wat 10,000 followers rondom vegan het, of sy daai vegan produk gebruik nie, daar's 'n goeie kans dat sy dit gebruik, jy sien? Ja. En nou praat sy oor hoe die produk die verskil in haar lewe maak, so haar audience all of a sudden, relatability is daar. Yes. En daar's 'n goeie kans dat hulle die produk so discover en hom dan gaan koop. En toe begin medium-sized brands inklim. En waar ons vandag is, ons gaan basies, ons in 2022 en 2024, dink ons die mark gaan rondom $20 biljoen wees. Goeie jammer. En wat gebeur nou is, nou begin ons die nano-influencers oopmaak. En 'n nano-influencer is 'n everyday person, wat nie homself sien as 'n influencer nie. Dis nou, ek wil sê, dis pure authenticity. Dis ons soos ek en jy, maar nou byvoorbeeld, as ons nou 'n ding gebruik, word of mouth company. Jy's miskien op 'n nano-influencer, moet jy presies die fan van 'n brand connect aan die brand conversation. So jy like miskien jou Chivas Regal whisky 2 keer 'n week, maar dis jou preferred whisky. Almal weet dit. Of jy my betaal of nie, dis my... Jy vat jou eie geld nie gaan koop. Ja. So jy's nou 'n great ou, as ek nou met Chivas Regal 'n kontrak kry, om te sê, kom ons connect Jacques aan die conversation. Ja, hy 10,000 followers en hy drink al nie eers nie. Hy het 500 followers. Maar net sy vriende wat aan hom geconnect. Ek verstaan, maar hy drink al 10 jaar Chivas. Almal weet hy drink Chivas. Ja. So laat hy praat oor Chivas. En dan wat gebeur is, jy gee vir die brand 'n human voice. Jacques begin content create. Obviously word dit binne 'n proses gemanage, maar hy het content wat hy create. Die brand sit terug en sê, ek het nou access tot redelike goedkoop content, want Jacques gaan my nie miljoene of triljoene charge nie. Tweedens, hy solve my need om access na content te hê, want vandag se wêreld is baie content hungry, so ek gaan nie content fatigue hê nie. En hy allow my as 'n brand om die brug oor te steek na 'n human voice. Want sien op sosiale media is ons almal as humans connect. En ons is deel van 'n community. Maar die brand is amper, jy weet, hy forceer amper sy stem in 'n human conversation. Hy druk hom nou hier in. So dit maak sin om hom aan 'n human te connect en te sê dat die human namens my praat. En so, dit is in sy true nature. So ons weet George Clooney, ons weet nie of hy koffie drink nie. Ons weet nie of dit die kaas is heel moontlik glad nie. Maar dit maak nie saak nie. Partykeer is 'n rol vir so 'n ou om 'n groot produk te launch. Ja, dis is awareness, dis effektief word onthou. Dan bring jy deur na 'n micro-influencer toe, waar jy begin weet, hierdie ou is 'n koffie spesialis, en hy het nou hierdie koffie 'n rating gegee. En dan bring jy hom terug na die huisvrou wat daai koffie koop. En sê, jy weet, sy het nou al verskillende pots probeer, maar hierdie is die enigste pot wat vir haar werk. Ja. En sy is nou klaar met die ander. Daai is jou nano level van influencer marketing. Maar hierdie is fascinerend. So, ek wil net terugkom nou, hoe lyk daai 1% dan nou? Is nou van content creators. Daai ding gaan nou seker drasties. Of is dit nog steeds omdat jy nou jou nano, jy het net kleiner ouens gekombineer, gaan dit altyd so klein bly? Ja, so hierso is die ding, so April laas jaar, toe begin die platforms soos Facebook en TikTok en hulle, begin toe vir ons die tools gee,
sodat ek Jacques se post vat rondom Chivas, ons gebruik nou die whisky voorbeeld. Ja. En wat Jacques net sy vriende sou bereik het. Onthou hoe Facebook werk is. Hy sien jou as user-generated content, as jy oor Chivas praat. So as jy 500 vriende geconnected aan jou, is jou organic reach nogal redelik diep, want jy is deel van die 1%. Ja. So miskien 300 van jou 500 vriende sien dit. Maar April laas jaar, toe sê Facebook, vir ouens soos ons, julle kan nou Jacques se post vat, en julle kan hom distribute aan males between the ages of 40 and 50 in die Pretoria area. En ek doen dit, ons praat van 'n cost per 1000, CPM, vir seker R30 kan ek jou target. Sure. Ek kan nie eers flyers op die hoek van hierdie brug uitdeel vir dieselfde prys wat Facebook het distribute. En sodra ek hom distribute, het jy die ability, mense wat nou deur hul timelines gaan, hardloop deur, hier's Jacques, hy praat oor whisky, jy is deel van die conversation, jy lyk nie soos 'n ad nie. Ja, so die conversion. Reg onder jou post het ek het nou gesien, ek sien eers geconnect aan jou nie, en daar staan shop now. En soos ek op die shop now klik, gaan ek deur na die store en ek kan die produk koop. Ek as die ou wat dit georchestrate het in conjunction met jou, kan die kliënt teruggaan en sê ek het soveel ouens deurgestuur na die site, en dit was die conversion na sales. Dankie, ons soek ons kat. Content creation, so ek wil sê, hoe orchestrate jy, nie forceer nie, hoe lei jy nou daai nano-influencer, of die proses van content creation vooruit? Want dit nou praat Susan Klomp-Strong, jy weet. Nee. So wat jy doen is, wat ons rol as 'n organisasie is, daar's 'n paar dinge. So obviously het daar platforms uitgekom. Daar's verskriklik baie platforms. Ons het 2 in Suid-Afrika ontwikkel. Ons is die 2 grootste platforms vir nano en micro en macro influencers. So nou in reël van julle ek piet nou sommer namens jou. Die punt is julle die swart boekie van wie die Jacques is vir Chivas as 'n voorbeeld en Susan vir koffie. Julle daai lys. Ja, so ons het dit, maar dis net een van die fasette. So wat jy nodig het om influencer marketing te doen, jy het 'n tegnologie platform nodig. Jy kan imagine, ons het laas jaar 12,000 content pieces gemanage vir ons organisasie. So jy het tegnologie nodig. Dan bo op die tegnologie lê jy het influencer stok nodig. Dit is die influencers wat op jou tegnologie opgeskryf het of aangesluit het sodat jy hulle kan monetize. En jy kan hulle kategoriseer. So dis soos Piet is whisky, Jan is die bierou, Susan is die blomme tannie. Dit werk baie jy het baie detailed search en AI tools wat geembed is in die platform om hulle te link aan brands. So dan het jy nou jou wat ons noem inventory, jou influencer stock. Dan het jy die dan het jy 'n strategy nodig. Hoe wil ek dit aanpak? En laastens het jy execution nodig wat ons help van begin tot einde. Nou, binne die tools so jou eerste rol is jy met die influencer search wat aan die brand collaboration kan deelneem. Dan moet jy hom kontrakteer. Dan moet jy hom 'n collaboration brief gee. Watse tipe content moet jy create? Hoe lyk die mood board wat die brand wil hê? Alright. Maar jy gee hom 'n framework en hy het vryheid. So as ek 50 influencers op een collaboration deploy, al 50 content pieces gaan verskillend lyk, maar hulle gaan dieselfde theme volg. Ek hoor jou. So, maar wat lekker is, die Afrikaanse vrou gaan, haar post op Facebook is in Afrikaans. Die Paddy vrou gaan in haar taal post. Yes. En want dit is waar authenticity inkom. Dit gaan nie sin maak as die Afrikaanse vrou all of a sudden in Engels. Ja, nou weet jy, dit so, maar dis deel, en dan wat ons doen is, as ons kliënte wil die content approve voor dit geflight word dit ingebou, maar alles word binne in die platform gedoen, want jy kan imagine, as jy dit manually moet doen, gaan die kostes net opwaarloop. En jy wil nie hê dat jou koste in terme van content creation disproportionate is tot jou koste in content distribution nie. Wat is wat is die balans daar? Is daar rule of thumb en persentasie gewys? So op ons prysjou gewys. Ja, so as jy nou vat, kom ons net om dit te verduidelik vir die luisteraars. Jy weet, as iemand 'n miljoen followers het, 'n celebrity, en hy post op sy platform, uit die miljoen gaan hy nie 150,000 reach. Hulle reach is baie fin, want as jy baie diep, die platform skele nie diepte nie. As jy 500 followers het, gaan 300 dit sien.
So dit so 'n Dis helse baie verskil. dieper, want dis die ouens wat die platform wil hê moet support en create. Ek verstaan. So dis nou dis tussen daai twee wat ou nou as jy daai miljoen ou koop en sê nou hy charge jou R50,000 vir 'n post. Nou het jy R50,000 betaal, maar die 150,000 mense wat jy bereik, kan jy gekoop het teen, kom ons werk op 20 vir R7,000. Okay, ek verstaan. So actually het ek en jou kans vir om hulle te bereik effektief is baie groter ook. Maar R7,000 deliver Facebook dit vir my en hy prove it. Ja. Nou het ek R43,000 vir die content piece betaal. So nou is my split is 90 omtrent 90-10. Ja. Content creation, distribution. Yes. Nou die ander ding is as jy byvoorbeeld nano-influencers gaan koop betaal ek vir 10 pieces of content miskien R20,000. En nou het ek nog R30,000 om die distribution te doen. Nou my R30,000 kan my vat na 1.5 miljoen mense. Okay. Mense onthou. Yes. Jy weet nou daai campaign sal altyd beter perform. Tuurlijk. Want jy het meer distribusie. So vir my as ek baie aggressief moet wees op results, sal ek content afbring na 40% van die investment, maar ek hou van 50-50 want dan kan ek baie content pieces vir die platforms gee om te toets met die audiences. Want onthou die platform speel ook met sy eie rol. Hy weet wat se content piece perform beter en hy sal dit disproportionate views gee. En hoe meer content pieces jy het, is jou kans om net daai tendens om die sweet spot te slat is groter. Ja, en dan die belangrike ding is dat jy weet dat jy elke maand nuwe content pieces ingooi. En sodoende vir my jy totally hierdie ad fatigue waarmee jy insukkel. So kom ons praat oor ad fatigue of in ieder geval content fatigue. Nee, wat is rule of thumb? Wat's te veel, wat's te min in terme van content uitdruk? So hoe dit werk is net, nou het jy 'n creative gedesign as 'n brand. En ek vat gewoonlik hier rondom die World Cup as ek Twitter oopmaak is daar 'n bier ad. Jy weet later weet ek eers meer wat se bier dit is. Is dit daar ja. Want jou probleem is nou het hy 'n ad en nou koop hy spasie. En nou as hy hom gekoop het met die platform het serve. Ja. Jy weet ja. so en dit irriteer jou na ruk. Ja, jy skakel af. En hy create nie 100 pieces of content. Nee, is een. En dis hoekom die goeie ding is om te doen is te sê as die brand gaan ek oor kom ons sê as Heineken praat, maar ek gaan 'n groot deel van my budget gee vir 'n human voice. So as ek my timeline oopmaak, hier's Jacques wat oor die bier praat. Ja, Dis hierdie ou wat oor die bier praat. Die Elvira, dis die Heineken bottel wat dit beteken die brand bou frequency op jou oor sy brand message, maar nie met dieselfde ad die hele tyd. Onthou die digitale wêreld, elke keer as jy deur 'n timeline scroll, is daar ads. ja. En jy wil nie oor jy audiences wat geselect het oor en oor dieselfde ads gesien, want dan het hy geen impak op jou nie. En daai sluit aan by kom sê nie, ek wil sê tradisioneel nie jou normale Facebook kampanje, nee. 'n normale LinkedIn kampanje. Jy hardbou die kampanje teiken die 40 tot 45 jaar se Pretoria, maar soos jy sê, nou hardloop jy vir 2 weke, maar elke dag sien ek dieselfde bly ad, want ek het nie, of ek het hom nie afgesit nie, want ek is ook dalk nie die regte teikenmark nie, nee, dis die ander ding. Ja. So jy mors geld as 'n brand, aan die een kant kan jy potensieel, aan die ander, soos jy sê, aan die ander kant is dit, jy irriteer nou jou teikenmark met dieselfde ad. Ja, dis hoekom jy gee nie om as jy 'n frequency van 5 kry nie, maar nie met dieselfde ad nie. So as 'n Heineken met my praat met ad 1, ad 2 praat Jacques met my, ad 3 praat Johnny met my. Yes. Dan voel dit nie vir my die brand praat 5 keer met my nie. Ek kry nog steeds die objective van 'n frequency van 5. Ja. Maar dis nie dieselfde advertensie nie en hy het nie die look and feel van 'n brand nie. Yes. Dis amper jy kry die FOMO en jy kry die testimonial site in met die tipe content wat jy van 'n influencer se kant af kry. Dit is baie interessant, baie kragtig. So nou hoe lyk die platform vandag? So ek bedoel julle het hierdie ongelooflike tegnologie. So net om terug te kom na die partnership ding. Ek neem aan omdat julle hierdie Formule 1 kar gebou en jou kliënt kan hom in elk geval nie bestuur tot sy volle potensiaal nie. So dis nou daar waar julle nou gaan sit. Ek wil sê in die kantoor om die Formule 1 kar wat die kliënt vir betaal namens hom dit te bestuur of Ja. Is dit Ja, goeie opsomming van dit? So ons die platforms wat ons create het, obviously is ons besig om uit te rol internasionaal. So ons is nou al in 'n paar lande.
Selfe konsep. Ek was aan die proses. Die tegnologie werk in enige land. Ja, so daai gaan nooit verander nou moet jy moet jy kry dat die kliënte opsign aan die tegnologie om dit self te doen. Dit is wat ons noem self-serve. Die mark is nog nie reg daarvoor. Want ewen as ek jou die Formule 1 kar gee, as jy hom nog nooit voorheen gery het, jy geen weet hoe om te ry nie. Ja. Plus jy gaan 'n slow lap time in sit en die einde van die ronde terugkom en sê die kar kan nie ry nie. Ja, hy stadig. Dis nie die kar nie. Ja, dis jy. Ja. So wat ons doen is ons doen managed service waar ons dit namens die kliënt doen. En jy kan sien daar is ouens wat influencer marketing in-house vat. Maar weer eens, dit is vir my jy verloor authenticity want is een ou moet nou by wat 100 tannies uitkom. Ja, hulle partykeer het hulle tools, maar ek dink net is as jy best in class wil hê, is dan moet jy gaan compete met ander mense. Jy weet nou as jy jou eie scorebook merk. Jy weet interne organisasie is baie maklik om te sê jy doen 'n amazing job. Want wie merk jou eintlik? Jy merk jouself. Ja. Waar as jy dit vir managed partners soos ons gee, dan daar's verskillende ouens wat die service deliver. So all of a sudden kan jy score teen mekaar. Want ek as 'n brand wil altyd seker maak ek het best in class. Ja. Jou probleem is en daar is 'n bietjie van en jy sal sien as brands dit in-house vat, is dit gewoonlik op 'n celebrity en 'n macro influencer level. Want die so sal weer, nou soos marketer like om te engage met die persoon. Ek sê was altyd braaivleisvuur bragging rights. Kyk hier foto mamma. Ja. Maar nou vir ons gaan dit oor die results wat jy kry. So dit gee nie om as Jacques van your shivers praat nie. As ek weet nie wie Jacques is, hy gee nie om nie. Solank hy die produk vir my verkoop en dit word in 'n professionele manier gedoen, is ek happy. So is daar 'n handelsmerk wat jy ek wil sê 'n tipe van 'n suksesverhaal wat jy kan deel of mag deel. So iets wat uitspring wat onlangs interessant was en dan gee ons ook net wat aan die gebeur is. Ek weet in die verskillende markte waar's ek wil sê waar sien julle die tweede grootste potensiaal na Suid-Afrika nou en dan natuurlik ek weet Afrika is in die pipeline. So vinnig ons platforms ons micro en macro influencer platform is Webfluential. Dis is Suid-Afrikaans ontwikkel, maar ons operate in omtrent so 16 lande is daai tegnologie influencers wat ge-execute word. Dan ons nano influencer channel is Dassault. Daar by the way, Webfluential het 78,000 micro en macro influencers wat op die platform gekontrakteer. Dis net Suid-Afrika. Nee. Dis op die 16 lande. Maar onthou hierdie is influencers wat daai blue tick sit. So dis groot ouens. Ek wil net sê dit is jou celebrities af. 78,000 kan ek omtrent enige land in die wêreld 'n campaign execute. Dassault is jou nano-influencer platform en nou het ons net in Suid-Afrika 170,000 subscribers. Nou daar is ons basies is 'n Airbnb. Ja. Ons allow 'n gewone ou om sy social asset te monetize rondom 'n brand wat hy klaar lief is vir. So daar is nie guaranteed nie, maar hy's op die menu. Ja, as jy op ons database is, kan jy geselekteer word. As jy nie daar is, kan jy nie. Ons is baie en dis wat die krag van julle tegnologie is om my te kan pinpoint. Presies tot op daai Shivers level. Ja. Daai platform is nou uitgerol in ons is in Argentinië en Brazil. En dan is ons nou redelik aggressief in Afrika besig om uit te rol. Want ons doen klaar baie werk in Afrika deur Webfluential. Maar Dassault is 'n goeie komplementêre produk, maar hom moet jy per land uitrol. So ons is besig met dit. Jy vra van wat is ekskuus ek van die rede. So daai is die uitdaging is presies dit met die nanos is jy moet nou daai Jacques en Tannie Sannies gaan soek om op te teken. Ja, maar dis ons het 'n baie sterk referral program in. So vir elke persoon wat op my platform opteken, bring hy vir my nog 12 mense. Pragtig. So is weer daai like-minded is weer ons bemarking is in ons tegnologie ingebou dat ons relatief min bemarking hoef te doen. Wat kry ek as ek 12 ouens opteken? Soos wat ons doen is ons platform vat jy dan na 'n volgende level. Okay, so jou kans om gevind te word. Ja, jy beweeg op. Maar lekker as 'n wallet system geïmbed. Ons is besig om ons eie produkte uit te rol na die community toe. Want hoe ek daai wêreld sien is jy gaan van 'n brand het customers, dan customers raaks fans op sosiale media
En die volgende stap is om my fans te convert na 'n community. En dis wat dit sal doen. En dan vat jy jou community en die laaste stapie sal wees om die community te convert na jou Salesforce. En dis waar affiliate marketing dan inkom. Maar dit is moeilik om te spring straight van customer na affiliate. Okay. Jy moet eers daai sense of community create en vir dit het 'n brand 'n platform nodig. Okay. Maar jy praat van 'n case study, een van twee wat ek wil noem. Een is heidaglik doen ons met daai Solte campaign waar vrouens wat in hulle second trimester of pregnancy is, praat oor 'n vitamienaanvulling vir vrouens wat swanger is. Nou daai platform allow my om in te zoom op profiele, laat ek tot weet wie is in hulle tweede trimester van swangerskap. Goeie hemel. So dit dink net hoe uniek is dit, as jy nou daai vrou, en dan het ons het nog verder gedoen, dit moet haar eerste kind wees, want jy weet die excitement rondom Ja, is nog groter. Nou dit is wat daai platform jou allow. Een van my wat hy lê naby my hart is 'n mediese fonds in Suid-Afrika. Dit is nie die grootste een nie. Hulle het ons seker so 2 jaar terug al begin. Wat ons hulle kliënte, iemand wat, jy weet hoe duur is 'n mediese fonds, jy kan enigiets van 4 na 10.000 rand betaal. Ons kry hulle kliënte om namens hulle te praat. Oor goed op die mediese fonds wat vir hulle die groot faktor was, hoekom hulle opgeteken het. En elke maand create ons content, en ons sit dit in die ad set, en ons distribute dit, en ons trek leads. En daai campaign, jy weet, ons het hulle lead koste afgebring van toe ons begin het. Ons sit nou effektief seker op 1/5 van wat hulle lead kost was toe hulle begin het, teenoor wat dit vandag is. Ongelooflik. Nou, dit is al die efficient, maar jy kan imagine, is word of mouth on scale. Ja. As jy die post sien en jy sien die comments, want ek en jy praat nie gereeld oor wat se mediese fonds is. Maar as ek 'n Facebook post uitsit en sê, jy weet, ons familie gaan 1 keer 'n jaar na die tandarts, want ons wil nie langtermyn skade hê nie, en ons mediese fonds betaal dit adequately. Ja. Daar sien jy hoekom die comments daaronder, van hoe lank is jy by hulle, het jy 'n contact details, waar kan ons, en so. So, daar het sulke goed wat ou regtig, jy kan sien die verskil wat jy maak. En hoe lyk, ek kan nie nou in my kop sien nie, hoe sal daai post lyk? Is dit Jacques wat nou skielik oor sy mediese fonds praat? Maar daar's obviously nou 'n call, as 'n klik through na die. So die organiese post is waar Jacques die post create op sy timeline, maar jy moet dit so authentic as moontlik doen. As jy nou skielik stap ek daar uit en lyk of ek so jy het miskien 'n foto van jou kind wat op die tandarts se stoel sit en jy lei dit in en jy sê, jy weet, jy hoor baie mense kla. Maar hierdie ouens kyk mooi na ons. Dat tandarts se diere is, hulle kan dit bekostig. Wel, ek is by so en ons het nie 'n probleem jaarliks nie. Ja. Dit was een van die benefits wat vir my belangrik was. Ja. Dit is redelik authentic. Jy is by die particular fonds. Dan vat ons daai piece of content. So hy gaan nou na jou audience so uit, pure organic. Maar dan met die tools van Facebook vat ek daai content en ek convert hom in 'n ad, maar hy lyk nog steeds soos Jacques se post. So maar nou het hy op die content op sy call to action en die bottom kom 'n button in. Alright. En daai button sê learn more. Alright, so jy bring daai click-through komponent in. Ja. Want hoe die werk, maar hy kan nie wees op myne nie, want dan verkoop ek iets. Hy kan nie op jou wees nie. Maar dan hoe hy werk is, want ons het beweeg van 'n wêreld van search na 'n wêreld van discovery. Waar as jy deur jou timeline gaan vandag, discover jy produkte wat jy nie eers van plan was om na te kyk toe jy begin het nie. En dit is, ek dink nou so Spotify, ek sê gisterand vir my laaitie, ons sê vir mekaar, ons het al 4 nuwe bands in hierdie jaar ontdek, oor daai, hy voer vir my, sê luister, omdat, kyk hier, luister hier, nee? Exactly. So daai krag. So ek wil net terugkom vinnig weer, so julle rip my videoetjie waar ek nou my kind by die tandarts sit, en dan waar sit julle daai content? Waar gaan sit dit? Op die mediese fonds se website? Nee. Dit is die laaste, so dis ons primary objective is, ek vat jou post, onthou die tools is nou ingebou in die platform. Yeah. So een gaan connect ek jou aan die mediese fonds op die platform, want dan kan ek hom optel en change in 'n ad. Yes, jy kan hy onmiddellik daar. En dan gaan target ek nou sekere profiele met hom. Dan bou jy 'n campaign, dan bou jy 'n dan bou ek 'n gewone digitale campaign
ek betaal Facebook vir die distribution of TikTok of vir Instagram. Maar dit lyk of Dit lyk so Jacques se post. As ons wat nou in die game is, kan sien, jy weet, is bo sal daar staan Jacques in association of sponsored. Dis 'n sponsored post. Yes. Dit beteken, as jy dit sien op 'n post, gaan hy uit na mense wat nie noodwendig aan Jacques gekoen het. Korrek, so laat ek verstaan nou. So nommer 1, ek na my 500 pelle toe, authentic, tik. Jy vat daai authentic, jy bou die campaign, jy gaan target die ouens buite my 500 pelle. Maar daar's 'n call to action, maar nou kan jy onbeskaamdlik adverteer, wil ek amper sê. Wat soos jy lyk, gaan target ek, want ek soek relatability ook. Ja, dis nou weer 'n taalding. En dis hoekom, soos nano-influencers, waar die content-kostes goedkoop is, kan jy in 'n land soos hierdie baie maklik relatability ensure, want jy kan baie influencers deploy van alle age groups, alle demographics, alle genders. Yes. En sodoende engage jy jou target audience baie beter. Dis kragtig. Afrika, waar sien julle waar is die digitale ligte of hoop in Afrika? Nee, kyk, as die lande, die groot lande waar ons kyk, ons fokus maar op die Engelssprekende lande aanvanklik. Gelukkig as die ouens op sosiale media is, jy weet dan, daar's 'n redelike level van Engelse adoption. So ons is nou maar, kyk, ons doen klaar werk in ons neighboring countries. So dis relatief maklik. Dis maklik. Ja. Maar ons begin nou, ons is nou in talks om Ghana, Kenia, Tanzanië, Nigerië, daai lande in te gaan. Dis relatief maklik, want jou platform is digitaal. So jy het net 'n groep mense nodig wat die managed service on your behalf kan doen. En aanvanklik gaan ons uit Suid-Afrika uit, even baie van die managed services hier vandaan doen. Is makliker om 'n core groep of mense hierso te train. Ja, jy het 'n control center. So jy soek actually net 'n client facing team in daai lande. So is relatief maklik om uit te rol. Dis nie 'n groot kapitale investering of en jy sien wat die bemarkingsagentskappe is jy sluit een agentskap, hy maak 50 kliënte se potensiële deure oop. Ja, so jy soek iemand wat 'n soort van 'n swart boekie het in daai territory. Influencer marketing in Afrika is kyk, hulle is so bietjie agter ons, maar ons doen baie werk in Afrika klaar. So hulle vang vinnig op, en as jy vir hulle regte tools gee en jy wys vir hulle hoe met al die IP wat ons het wat om te doen, en dan adapt jy dit vir die local country. Dan is daar geen rede hoekom jy sukses gaan hê nie. Yes, dit is so opwindend. So 'n laaste ding, so daar sal altyd 'n plek wees vir jou macro, ek my terminologie nou reg, macro en wat is die ander ene? Wat jy gesê, micro en macro. Solank as ons celebrities het, sal dit die plek wees, maar jy sê dis die nano-influencer wat die toekoms is. Ja, ek dink, soos ons doen baie deel campaigns, jy weet, so ek kan 'n product launch met 'n macro-influencer, want hy gee vir my 'n bietjie clout, die feit dat ek hom, dat jy geassosieer, credibility by association. Ja, maar dan volg ek dit op met 'n nano wat weer 'n testimonial like is. Jy weet, so die celebrity sê, hier's hierdie ding, hy werk great, ek en jy weet nie regtig of hy great werk nie, maar ons het gehoor van die produk. 'n Maand later begin jy sien, ordinary mense sê, hierdie is 'n amazing produk. Dit het my lewe gechange. Yes. En dan tap jy nog. So dis dieselfde strategie, maar hy lead met macro, en hy eind op met daai authenticity at a user level, wat oor die produk praat. Sure. Pieter, heerlik met jou te gesels. Ek moet sê, ek ken jou al 'n rukkie, ons het al baie gepraat, maar ek het vandag nuwe goed geleer. So, verskriklik dankie. Dit is baie opwindend, nee, en is weer eens, ek wil sê, wel gedaan. Jy weet, trots Suid-Afrikaans, nee. Ek weet in jou geval trots Suid-Afrikaanse Noord-Kaaper, jy weet, en julle produseer hierdie wêreldklas tegnologie en oplossings. Ja, dankie Jacques, dit was regtig lekker man, dis 'n passie so om daaroor te praat, ek kan nie ophou nie. Maar dankie vir die Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.